Here is ons die een wat verstaan. Verstaan wat gebeur het in hierdie jaar wat verby is. Miskien ook ons vrese, ons bekommernisse van die nuwe jaar ook verstaan. Daarom dat ons ook saam met hierdie lied kom sê, U is my Vader, U is my Here. Ek is so bly dat jy hier is. Ek het my kleinkind gevra, teken 'n prentjie. Ietsie van 2020-2021. Toe teken sy die prentjie van iemand met 'n verkykertjie wat verder kyk. En sonder dat ek enigstens gedink het, dat gaan 'n boom na vore kom, het sy die simbool van hierdie gemeente wat 'n boom is, geteken. So 'n bietjie verder kyk as gemeente, geanker in die woord van die Here, so 'n bietjie verder kyk. En mag dit vanaand vir jou, of vandag, weet nie wanneer jy die diens gaan doen nie, mag dit vir jou 'n goeie diens wees. En mag jy by die Here dit vind wat jy nodig het om in aansluiting by die tema van 2020 oor te beweeg na 2021. Psalm 118 is 'n geloofsbelijdenis, daarom dat daar ook bo staan by die verwelkoming, welkom in die geloofsgemeenskap. Ons is mense wat in die geloof lewe, ons lewe saam in die geloof. En Psalm 118 is vir ons 'n wonderlike psalm as geloofsgemeenskap om vanuit die een jaar in te beweeg in die volgende jaar. Mag jy ook vandag met 'n verkyker in die hand wag op dit wat God ook vir jou gee. En mag die geloofsgemeenskap in die duin, die boom wat geplant is by waterstrome, mag jy ook vandag weer die waterstroom se krag ervaar, wanneer ons ook vandag in Psalm 118 gaan staan. Welgeluksalig, baie gelukkig is die man, die gemeente, die lidmaat, die vrou, die man, die leraar, wat sy behaal die wet van die Here het, 'n dag en nag oordink, sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, op sy tyd. Die Here het sy tyd, en vanaand is ook deel van die Here se tyd, die oorgang van die ou jaar na die nuwe jaar toe. Die gemeente het sekere waardes waarmee ons leef, en ek wil graag julle aandag veral vestig op die 4de waarde oor die geloofsbeoefening. Geloofsbeoefening wat begin heel eerste met 'n geankerdheid in geloof. En dat ons vandag bietjie by hierdie geloofsgewoonte waarde 4 ook stil staan. Daar is die boom wat geplant is by waterstrome en die gemeente wat sê, ons is geroep en ons is gestuur. Ons het die jaar baie gebid vir hierdie sake, en ons gaan nie volgende jaar ophou om op 'n gereelde basis vir hierdie sake te bid nie. Ek wil graag dat jy saam met my vanaand so 'n bietjie samevattend sal bid oor hierdie saak. Here, so aan die einde van die jaar, dink ons oor al die gebede wat ons gebid het, veral vir die sake wat op die bord staan. Natuurlik was daar baie meer as dit. En ons bid dat in 2021, dit wat ons gebid het, vir ons hoop en perspektief sal gee op die saak in 2021. Ons wil bid dat die COVID, dat daar enstof sal kom, ons wil bid dat mense sal gesond word wat siek was, en dat mense wat gesond is nie sal siek word nie. Ons wil bid vir die hele pakket rondom COVID-19. Gesondheidswerkers, families, kinders. Ons wil ook graag bid, Here, vir ons landbou, veral hier ook in die Oos-Kaap. Ons is ook maar partykeer moedeloos met die watersituasie. En ons wil bid dat in 2021 ook daarvoor vir ons sal uitkoms gee. Ons bid vir ons land en ons regering. Ons bid vir misdaadvermindering. Ons bid vir korrupsievermindering. Ons bid dat U veral ook in ons
land en in ons regering vir ons rustigheid en vrede sal gee. Ons bid vir die kerk wat onder geweldige druk is. Die kerk wat die liggaam is, maar wat baie keer swaar kry. Ons bid dat die kerk weer 'n lig vir die wêreld sal wees en sout vir die aarde. Here, ons bid vir ons jong mense, ons skoolkinders, ons studente, ons jong werkendes. Ons bid ook vir die ouetjies wat nog voorskool is, dat hulle gevorm sal word en dat 2021 'n jaar sal wees, waarin ons jong mense sal 'n nuwe generasie wees, soos onbeskaamd sing, 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land vir Jesus. Ons bid daarvoor. Hoor ook nou vir ons, Here, as ons nou gaan stil word rondom die woord. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Hy ontmoet jou, hy groet jou en hy nooi jou in. En hy kom sê, aan hierdie einde van die ou jaar, kom sê hy vir ons, het jy vergeet, ek is by jou? Ek is by jou. Tot aan die einde van die aarde. Tot aan die einde van die tyd. Ook nou. Amen. Psalm 118 is 'n geloofsbelijdenis. Die verklaarders van hierdie psalm kom sê vir ons dat hierdie psalm is geskrywe as 'n geloofsbelijdenis vir die volk in die tyd wat dit ook nie altyd met hulle maklik gegaan het nie. Hier langs my lê die verklarende Bybel en in Psalm 118 in die verklarende Bybel soos hy hier langs my lê, praat Psalm 118 baie die taal van 'n geloofsbelijdenis, ook die geloofsbelijdenis wat ons het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Maar wat die interessante is van Psalm 118, is dat waar ons geloofsbelijdenis op 'n manier begin, deur te sê ons glo in God, kom Psalm 118 en as samevatting, kom Psalm 118 eintlik sê ons glo in God. Dis eintlik half die einde van die Psalm. Hierdie eerste 4 verse is die inleiding tot hierdie geloofsbelijdenis. Jy sou kon sê, hierdie 4 verse stem ons in om gefokus te raak op God, om te weet wie God is, en om in 'n geloofsbelijdenis bietjie gefokus geloof te bely. Soos met 'n verkyker. Gefokus geloof te bely. Baie keer as ons geloofsbelijdenis doen, dan sê ons die rympie. Ons ken die rympie al uit ons kop. Ons ken trouwens al die ritmes uit ons kop. Ons weet baie keer nie wat ons sê nie. Ons sê dit maar net. En ons het nie die fokus om dit wat ons sê diep binne in ons te bedoel nie. Nou Psalm 18 vers 1 tot 4 help ons om te fokus voordat ons hierdie geloofsbelijdenis doen. Om met 'n verkyker te kyk, gefokus te kyk. Loof die Here want hy is goed. Sy goedheid duur vir altyd. Julle sal sien aan die einde van Psalm 118 is dit ook min of meer waarmee die Psalm eindig. Die hele geloofsbelijdenis word amper soos 'n toebroodjie toegevou in God se goedheid. God se goedheid wat eintlik hierdie geloofsbelijdenis se onderbou is. Laat Israel sê, sy goedheid duur vir altyd. Laat die nageslag van Aaron sê, sy goedheid duur vir altyd. Laat almal wat die Here dien sê, sy goedheid duur vir altyd. Julle hoor hoe dat die psalmdigter hierdie fokuspunt insit, God se goedheid. En dat die res van die psalm eintlik 'n verduideliking is, of 'n verklaring, of 'n invoeging is, 'n beskrywing is van God se goedheid. En as jy nou saam met my vandag by Psalm 118 kom rustig word, weer opnuut ons geloof bely, dan besef ons, dit gaan hier oor God se goedheid. En as jy nou dink oor die jaar wat verby is, met al sy goedheid,
En ons kom hier aan die laaste byeenkoms van die jaar, dat ons ook sal terugdink oor God se goedheid. Wat let 'n bietjie op, dat die Psalm sê sy goedheid duur vir altyd. Dis nie net terugkykend nie, terugskouend nie, maar dis ook vooruitskouend. Met ander woorde, sy goedheid, as ons terugkyk oor 2020, sien ons tussen al hierdie klomp goed, God se goedheid raak. Hy het gesorg. Ek het miskien my werk verloor, maar hy het gesorg. Ek leef nog, ek is nie dood van die honger nie. Ek het miskien siek geword. Ek moes miskien iemand aan die dood verloor. Maar God se goedheid was daar om vir my te dra in die tyd van krisis. En dan kom hy en hy sê God se goedheid duur vir altyd. Ons kan reken op God se goedheid ook vir 2021. En om dit te doen, om te reken op God vir sy goedheid vir die jaar wat voor lê, goedheid te midde van, nie noodwendig God se goedheid waar hy al die kwaad en die sleg van ons sal weghou nie, maar dat ons kan reken op sy goedheid te midde van alles. Dis hoe die psalmdigter nou 'n geloofsbelijdenis skryf. Om te kom sê, kom ons bind weer opnuut vas aan die Here ook vir die toekoms. Artikel 1 van hierdie geloofsbelijdenis. Die Here is my hulp. Lees saam met my. In my nood het ek tot die Here gebid. Die Here het my geantwoord en my bevry. Die Here is by my. Ek sal nie bang wees nie. Trouwens, die teks, hele vers 6, word ook weer in Hebreërs 13 net so herhaal. Die Here is by my. Ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my. Hy help my. Ek sal neersien op my haters. Dis beter om by die Here te skuil as om staat te maak op mense. Dit is beter om by die Here te skuil as om op vername mense te vertrou. Al die nasies het my omsingel. In die naam van die Here het ek hulle afgeweer. Hulle het my van alle kante omsingel, maar in die naam van die Here het ek hulle afgeweer. Soos bye het hulle om my geswerm, maar soos brandende doringtakke is hulle geblus. In die naam van die Here het ek hulle afgeweer. Hulle het probeer om my om te stoot, maar die Here het my gehelp. Die eerste artikel in hierdie geloofsbelijdenis sê die Here help. Die Here is my helper. En die mooi ding in hierdie artikel van die geloofsbelijdenis is, dat wanneer ek omsingel word, soos daar staan, wanneer daar goeders op my pad kom, wat ek nie kan enigstens beheer nie, die bye kom om my, ek kan hulle nie beheer nie, die Here help my. Niks is vir die Here te groot nie. Niks is te groot dat die Here se hulp dit kan troef nie. Dis 'n ongelooflike ding wat die psalmdigter hier kom skryf. Om vir ons te kom help, dat die Here se goedheid in leiding, die Here se goedheid kom na vore in die manier hoe die Here my help. In noodsituasies, verrassend vir my help. Hoe dat die Here soms in die bloute vir my help. En wanneer ek omgestoot word, die vers 13, wanneer ek omgestoot word, dat die Here my help, hy hou my regop. Ek kan teen hom leun. Niks is vir die Here te groot. En as ek op vername mense vertrou, vers 9, die woord vertrou daar beteken eintlik leun. As ek teen vername mense leun, hulle moet my regop hou, dan kom ek agter maar eintlik is dit die Here wat my regop kan hou. Hy help my. Hy help my. Die eerste artikel van hierdie geloofsbelijdenis, wat uit ons hart uitkom, waar ons die goedheid van God besing, lê daarin om die ontdekking te maak, dat niks vir jou te groot is nie. God help jou. COVID-19 is nie te groot vir jou nie, om op die vername mense, die slim dokters te vertrou, gaan jou nie help nie. Dit kan nie help, ja, om te verwag dat Amerika, of wat 'n land ook al vir ons
vaksine gaan bring, dit kan help. Maar om op mense te vertrou, hoe sê Psalm 100, om op prinse te vertrou, help jou niet. God is die een wat jou regop hou in al hierdie dinge. Hy help jou. As 2021 vir jou te swaar lyk, hy help jou. As jy wonder, wat lê in 2021 vir my voor? God weet, hy help jou. Miskien is dit baie keer goed, dat ons nie weet wat voor lê nie, want dan het ons op onsself vertrou, in plaas van op hom vertrou. God staan gereed om jou te help. Ook in jou nood, ook in wat met jou gebeur het. Die tweede artikel, die Here het my verlos. Hy help my verlos. Die Here is my sterkte en my beskerming. Hy het my redder geword. Vreugdeliedere van redding word gesing in die tente van die regverdiges. Die Here se regterhand het roemryke dinge gedoen. Die Here se regterhand is triomfantlik omhoog. Die Here se regterhand het roemryke dinge gedoen. Kom ons sê gou iets oor die regterhand. Regterhand was 'n manier hoe God se sterkte na vore gekom het. Die ou Jode het soveel respek gehad vir God, dat hulle dikwels nie die naam God gebruik het nie, maar dat hulle, soos hier, die Here se regterhand, dit 'n bietjie sagter gemaak het, en ook bietjie meer verstaanbaar gemaak het, vir mense, wat dalk nie heeltemal dit altyd sou verstaan nie, amper soos kinders. Ietsie van 'n beeld, wat die Bybel gebruik. En dan word hier gesê, die regterhand van die Here het roemryke dinge gedoen. Die regterhand van die Here is triomfantlik omhoog, amper soos 'n oorwinningsteken, hè. Die regterhand het roemryke dinge gedoen. En waarna verwys hy die vorige vers van God se redding, God se verlossing. Ek sal nie sterf nie, maar lewe van die Here se werk, maar lewe en van die Here se werke vertel. Die Here het my swaar gestraf, maar nie aan die dood oorgegee nie. Maak ook vir my die poorte van regverdigheid. Dan sal ek ingaan en die Here loof. Die Here is my redding. Hy verlos my. As ek in die put ingesluk word van moedeloosheid, van depressie, van vrees vir die jaar wat voor lê, ek sien kans nie, dan kom red die Here my met sy reddende regterhand. Met hierdie triomfantelike hand wat sê, oorwinning. Oorwinning is vir jou verseker. Ek sal jou nie aan die dood oorgee nie, al het jy deur swaar tye gegaan, al het dit vir jou gevoel of die Here dalk vir my straf. Die Here sê nee, ek gee jou nie oor aan die dood nie, my hand staan triomfantlik in die lug, as teken van die oorwinning, dat ek jou gered het, dat ek jou verlos het. Niks kan jou terughou van my verlossing nie. En dan sê hy in vers 19, daarom sal ek ingaan en die Here loof. Daarom wil ek by die Here wees, want ek wil hierdie verlossing, hierdie redding wil ek beleef, wil ek smaak, wil ek proe. Die derde artikel, die Here is God. Waar ons dan normaalweg in ons geloofsbelijdenisse sou begin, met ek glo in God, eindig hy, die Here is God. Dit is die poort na die Here. Die regverdiges gaan hierin. Ek prys U omdat U my verhoor het en my redder geword het. Sien, hy gryp so 'n bietjie terug na die redder gedeelte, hy gryp 'n bietjie terug na die hulpgedeelte, hy gryp 'n bietjie terug. Die klip wat die bouers afgekeer het nou die sluitsteen, die hoeksteen geword. Hierdie goed van my wat uit mekaar uitgeval het, is by mekaar gesit, as gevolg van God wat my redder is, God wat my hulp is, God wat God is. En natuurlik verwys vers 22 ook na Jesus wat na die wêreld kom, en die Bybel sê ook in die Nuwe Testament, dat hy die hoeksteen geword het, die hoekklip wat deur die bouers afgekeer is. Dit is die werk van die Here en wonderlik om te aanskou. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Here, red ons toch, kom die redding en die hulp weer daarvoor. Here, gee ons toch voorspoed.
Geseënd is die een wat kom in die naam van die Here. Ons seën jou in die tempel van die Here. Die Here is God. Hy laat sy lig oor ons skyn. Begin die optog. Wuif die takke. Stapel dit op tot by die horings van die altaar. Die Here is God. Wanneer ons kom en ons sê 2 plus 2 is 4, dan moet ons op 'n manier kan bewys. Val as ons hier 'n matriek standaard begin beland met sê nou maar wiskunde en ons kom by 'n antwoord uit, dan moet ons dit kan bewys. God hoef nie bewys te word nie. Hy is God. Hy bewys homself aan ons. Ons hoef hom nie te bewys nie. Hy is die Here wat vir sy kinders, wat aan geloof in sy goedheid geanker is. Hy is die Here wat vir ons kom sê. Ons kan vir hom vra vir voorspoed, ook vir die nuwe jaar. Ons kan hom vra vir sy redding, vir sy hulp, want hy is God. Ook vir 2021. Hy is God. En daarom kom die Psalm heel einde en sluit af. U is my God. Ek wil u prys. U is my God. Ek sal u hemelhoog prys. Maar, soos die Psalm begin het met die Here se goedheid, eindig die Psalm, hy maak die toebroodjie vol. Binne in die toebroodjie is God se hulp, God se redding, God wees in my lewe. As die Psalm digter 'n bietjie terugdink, nagetragting doen, dink oor die eerste deel, God is goed, 4 verse. As dit kompleet of die Psalmdigter so diep asemhaal. Ag, dankie tog. Dankie tog dat God goed is. Dankie dat sy goedheid duur vir altyd. So in jou geestesoog kan jy dink, as jy nou na 'n lang dag moeg gewerk is, en jy kom vanaand by die huis, en jy skop jou skoene uit, jy gaan sit so op die leunstoel, skop jou skoene uit, dankie tog. Wat die Psalmdigter doen, wees dankbaar teenoor die Here, as ek terugkyk, en ek dink oor die Here se hulp, dink oor die verlossing, en ek dink oor God, dankie tog. Ek kan 2020 ingaan, want hy is goed. Sy goedheid, duur vir altyd. Ook in die jaar wat voorlê, ook tot aan die einde van my lewe. Sy goedheid is nie soos ons skaapchoppies bedien, so enetjie op die bord nie. Sy goedheid is vir altyd. Oorvloed. Oorvloed. Ek dink dit is belangrik dat ons Psalm 118 sommer net goed ook weer oordink. Ek dink ook, ek weet nie wanneer jy hierdie uitsending gaan luister nie, maar ons as span hierdie kant het hierdie uitsending voorberei asof jy om in die aand gaan luister. Net so voor middernag gaan luister. En daarom gaan ons nou vir jou, as jy nie dan luister nie, maar jy luister om 6:00 in die aand, of wanneer ook al, dan gee jy vir jouself nou 'n bietjie stilte, rustigheid. Onderbreek jou uitsending. En as jy jou uitsending onderbreek en jy raak net rustig voor die Here en jy hou Psalm 118 voor jou, jy kan met jou knoppetjies of wat ook al teruggaan om die Psalm te oordink, gebruik tyd daarvoor. En as jy dit gedoen het, dan kan jy weer jou uitsending aansit en ons gaan jou verwelkom met 'n klokkespel. As jy dit in die nag sou doen, gaan hierdie klokkespel vir jou na middernag toe vat en vat jou in die nuwe jaar in. Dan kan jy hierdie klokkespel heerlik luister. Dis 'n nuwe tyd wat God se goedheid aanbreek vir jou, ook in die nuwe jaar. Onderbreek jou uitsending, raak rustig by die Here en dan kan jy weer aansit as jy klaar gedink het en Psalm 118 besig was en Psalm 118 ook jou besig was, kan jy aansit en dan gaan jy die klokkespel gaan jy ook kry.
graag vir jou 'n baie voorspoedige 2021 toewens met die gebed en die wens dat die Here vir jou opnuut bewus sal maak in 2021 van sy goedheid. Dat die Here alles in sy vermoë doen met hulp en redding en met wie hy is om sy goedheid aan jou te bewys. Mag jy dit in hierdie jaar beleef, maar mag jy ook wees, nie net jou oë nie, maar ook jou hart, om die goedheid van die Here te beleef. Jy sou goed skiks Psalm 118 jou basisteks vir 2021 te maak. In hierdie 2021 is ons basisteks in die gemeente uit Esegiel uit, met die tema luister en lewe. En ons wil graag Psalm 118 vir julle wat nie in die gemeente is nie, maar wat ook saam met ons deel, en wat ook in die jaar hooplik saam met ons gaan deel in die prediking, wil ons graag vir julle ook vra en sê en wens, dat Psalm 118 saam met Esegiel vir julle besonder betekenis sal wees. Mag dit 'n goeie jaar wees vir jou, en ons dink ook, ons altyd, hier by hierdie oujaarsdiens en die oorgang van die een jaar na die nuwe jaar toe, dink ons altyd oor ons eie broosheid en oor ons eie gebrokenheid en ons eie onvermoë om die toekoms te kan sien. Maar ons is maar tydelik. God is ewig. God weet. Ons ken nie tyd nie, maar God ken ewigheidstyd. En daarom is ons lied wat ons die nuwe jaar weer ingaan, 'n wonderlike lied. Ons is 'n oomblik, maar U is vir altyd. Kom ons luister na die lied, en as jy dis kry om saam te sing, baie welkom. God van die God voor
voeltjie met 3 voeltjies wat in die boom skuiling gaan vind. Mag jy ook in hierdie nuwe jaar in die messie, of jy die mamma voeltjie is of dalk een van die klein voeltjies is, mag jy gaan skuiling vind oor die God wat vir jou goed is. Sy liefde en sy genade en sy vrede is by jou.